Hallo julle en baie welkom. Dis regtig waar vir my so groot voorreg om uiteindelik hierdie te kan begin. Dis vir my baie vreemd om so vir myself te kyk in hierdie video. En dis ook vir my iets nuuts en mens is mos maar geneig om nie uit mense comfort zone uit te gaan nie. Maar ek is verskriklik opgewonde om hierdie met julle te deel. So ek wil graag begin deur te sê, saam met hierdie sal ek ook 'n video plaas wat ek laas jaar getuienis gelewer het by ons gemeente oor my journey die laaste 4 jaar. Dit gaan mense net bietjie meer agtergrond gee, indien julle dalk nou nie weet waaroor hierdie gaan nie. Maar ek het vanoggend opgestaan en ek het net weer hierdie behoefte in my hart gehad en net voordat ek hierdie video gemaak het daar mamma my gebel en haar dogtertjie het min of meer dieselfde journey waarin sy is en wat sy deurgaan. En ons het net gepraat, sy het bietjie raad gevra oor die kosse wat ek eet en rondom medikasie en aanvullings en al daai goed. En dit was vir my so lekker om met haar te gesels en te weet dit is nie net ek nie. Dis nie net ek wat hierdeur gaan nie en dis nie net ek wat elke dag se struggles het wat kos aanbetref, wat jy inneem in jou liggaam maak jou siek. En ek het ook gister het iemand my gebel wat bietjie meer raad gevra het oor my journey en toe het ek besef, weet jy wat, hierdie is iets wat ek regtig waar moet doen. Dit is net weer vir my 'n bevestiging. Laat ek dit daar buite kan sit, indien dit vir enige iemand iets kan beteken en wat dit iemand kan hoop gee en net weer moed gee, sal ek baie dankbaar wees daarvoor. So, om dit net vinnig vir julle bymekaar te sit, is my gesondheid vir die laaste 4,5 jaar in 'n ontsettende spervuur gewees. Ek sê vir jou, ek was van heel onder tot heel bo, terug weer heel onder en ek is weer stelselmatig besig om weer die trappies te klim. En ek is gediagnoseer met auto-immuun siektes. Wat ek heel eers wil sê is, ek het in my lewe nooit gedink dat ek gaan siek word nie. Ek het nooit gedink, my 30s, vandat ek wil sê, dit was 31, dit het al in laerskool begin. Ek het al in laerskool siek geraak en ek was 'n gesonde kind, maar ek het gesukkel met lae bloeddruk of dit wat hulle daai tyd gesê het. Hulle my mee gediagnoseer het was lae bloeddruk, maar vandag weet ek dit is anders, dit is as gevolg van. So, ek het toe besluit om hierdie journey van die auto-immuun siekte, het ek besluit om te sê, weet jy wat, ek moet meer gaan oplees daaroor, ek moet meer kennis kry daarvan, want ek het nie geweet wat dit is nie. Die mat was letterlik onder my uitgeruk. So, ek moes gaan lees het wat is lupus. En ek het verskriklik diep daarin gegaan. En die reumatoïde artritis is hulle praat van jou RA, aura epilepsie, daar's verskillende soorte epilepsie wat mens kry. Want is alles iets wat ek het nie weet wat dit is nie. En ons almal weet kennis is mag, so ek het letterlik in die aande gaan sit en oplees en Google en met mense begin praat wat dit het. En wat ook min of meer kyk jou lupus, jou MS, jou RA, en al daai tipe goed val mos maar alles onder jou auto-immuun siektes en daar is ontsettend baie. Maar hoe meer ek begin het met mense praat en besef het, okay, dit is hoe dit nou is, hoe meer het ek besef, weet jy wat, maar hier moet iets wyer wees, hier moet iets anders wees. En sonder om arrogant te klink, het ek regtig waar toe die dag, ek wil dit net vinnig terugvat, maar die dag toe ek my hare was, ek was vir 9 maande op die Metrotexaat gewees, wat 'n tipe van 'n chemo is. En die dag toe ek my hare was, en ek sit met so bol hare in my hande, toe besef ek, weet jy wat, hierdie is nie die pad wat ek wil stap nie, daar moet iets anders wees. Ek kan nie glo dat my 30s so moet wees nie. Ek kan nie glo dat dit my realiteit is nie. So ek moet eerlikwaar sê, die diagnoses wat dokters vir my gegee het ek nie aanvaar nie. Ek het bly soek, ek het net nie opgegee nie. En ek is toe op 'n natuurlike produk vir 19 maande gewees, wat baie goed vir my gewerk het en net weer my vlakke
half genormaliseer het, maar ongelukkig het hierdie produk my Vitamine D toe na die hoogte ingeskiet. Maar om 'n lang storie kort te maak, ek het by 'n dokter uitgekom wat spesialiseer in tropiese siektes. Nou ons tropiese siektes is jou parasiete. En ek weet party gaan dalk nou as hulle hierdie hoor, dan scroll hulle sommer net verby, maar ek het my oë het vir die eerste keer oop gegaan en ek sê altyd ek moes eers sterf om weer te kan leef. Ek moes my liggaam van voor af leer ken, asof ek nou weer gebore word en ek moet besef, okay, maar wat mag my liggaam inneem? Wat is goed vir my liggaam? Wat is die voordele, die nadele van enige iets wat ek doen? Want my hele, ek wil sê die laaste jaar en 'n half het gegaan oor wat ek inneem. Nou die diagnoses wat ek gekry het is jou Q fever, Rickettsia, Lyme disease, en dan het ek ook die pneumonia gehad wat die parasiete al in my longe was. Dit het begin my longe aanval, en ek het begin leer dat hoe belangrik is dit om te weet wat hierdie parasiete doen. Wat doen Q fever aan 'n mens? Ek het dit fase 3 gehad, met ander woorde, dit is die ergste wat jy hom kan kry. Daar's mense wat daaraan doodgaan, wat nie eens weet hulle het dit gehad nie. En ek verstaan ook, daar's mense wat net glo in jou dokters, jou interniste, reumatoloog, jou kardioloog, die medisy in daai veld. Ek het ongelukkig baie slegte ervaring gehad en ek het nooit ooit 'n definitiewe antwoord gekry by een nie. Nooit nie. Niemand kon vir my sê hoekom het ek lupus nie. Niemand kon vir my sê wat veroorsaak dit nie. Ja, trauma, kos wat jy eet, omstandighede, wat ook al die dinge, maar daar was nooit ooit iemand wat vir my kon sê dit is hoekom jy so voel nie. Hoekom kan ek nie loop nie? Hoekom kan ek die krane oopdraai nie? Hoekom, of bottels, of wat ook al. Hoekom het ek so baie pyn nie? En die dokter kon vir my sê, jy het so baie pyn want jy het parasiete. En ek moes myself heeltemal gaan, ek wil sê half soos 'n pause-knoppie druk en ek moes sê, okay, hierdie sny ek af en ek vat 'n kans op hierdie. Dis half soos wat ek vir myself gesê het, okay, hierdie is my laaste kans wat ek moet probeer. En nog steeds leer ek elke liewe dag. En nee, dit is nie 'n quick fix nie. Dit is nie 'n geval van jy drink 'n pil en jy's gesond en jy's nooit ooit weer siek nie. Dit bestaan nie. Dit sal nooit in my lewe bestaan nie, want ek het parasiete, hulle kan muteer tussen Maart en April en dan weer September, Oktober is mutasietydperk vir parasiete, maar ek weet wat ek moet behandel, sou ek sleg voel, sou ek 'n terugslag hê, sou ek, wat ook al gebeur, dan weet ek waarmee ek werk. So, my rede hoekom ek hierdie begin het, is vir elke persoon wat daar buite is, ek weet hoe dit voel om in 'n bed te lê, en jy's magteloos. Daar gebeur niks met jou, keer niks met jou brein en jou gedagtes en jou kop nie, maar jou liggaam wil net nie saamwerk nie. Dis vir jou wat moed verloor, dis vir jou wat regtig voel, daar is nie meer hoop nie. Ek wil vir jou sê, daar's regtig hoop. Ons gaan 'n pad saam stap, ons gaan hierdie journey saam doen, en ek kan help waar ek kan, en ek kan net deel wat my ervaring was, en hoe dit vir my gehelp het. Ek is nie 'n gekwalifiseerde dokter of enige iets nie, dis alles rou uit my hart uit, en uit ondervinding uit, wat ek die laaste jaar en 6 maande gedoen het, en wat ek geleer het in die laaste 4,5 jaar, wat gesondheid aanbetref. Op die einde van die dag, is dit, mens moet siel, liggaam en gees voed. En die oomblik wat jy dit begin doen, en van vooraf leer, ek weet dis bitter moeilik in 'n wêreld van vandag, met so baie opinies, en so baie oordeel, en so baie, as jy vandag sleg voel, en jy kan nie opdaag nie, dink hulle jy sit aan, en so kan ek maar aangaan. Maar op die einde van die dag moet jy vir jouself sê,
ek moes vir myself sê dat ek is verantwoordelik vir myself en vir my liggaam en ek moet verantwoordelikheid vat daarvoor want ek het kinders waarvoor ek baie lief is, wat ek wil sien groot word, wat ek wil deel wees van. En daar sekere besluite en dinge wat ek moes prys gee. Wat nie maklik is nie, maar as jy dit nie doen nie, ons smooth onsself, ons is die hele tyd om net so om onsself ietsie te sit, om onsself net so bietjie, ek wil amper sê, te troos. Mens troos mos jouself met iets. Het sy dit is suiker, het sy dit is drank, het sy dit is sigarette, het sy, skus vir my honde julle, het sy dit is, wat ook al jou smooth en jou comfort is. Partykeer is daai die belangrikste ding wat jy moet opgee, want dit is die ding wat jy die meeste kelder van ons gesondheid. So ek sien regtig waar verskriklik baie uit om hierdie journey met julle te deel. Asseblief, julle is welkom om my te WhatsApp of om vir my 'n messenger te stuur of te comment hier. Ek help regtig waar ek kan. Soos wat ons aangaan, gaan ek baie meer in diepte ingaan rondom eetgewoontes. Ek het baie wat my al gevra het oor my eetgewoontes. Ek het baie wat al gevra het oor die tipe medikasie wat ek drink. En dan het ek ook baie gehad wat my gevra het oor die dokter by wie is ek. Ek sal dit regtig waar alles met julle deel. Ek sien uit daarna en mag julle almal 'n baie lekker dag hê.